Dag sê en welkom by nog 'n les oor funksies. Vandag se les is 'n opvolgvideo les van die vorige video oor kwadratiese funksies en dit is dan ook die laaste stukkie inligting wat jy moet weet van die kwadratiese funksie. Ek hoop van harte jy het nou al hierdie opsommende tabel vir jou gaan aflaai vanaf Moodle en dat jy jouself al bietjie begin vergewis het van al die inligting wat hier vir jou gegee word. In die vorige video het ons gekyk na die vergelyking in die vorm y is gelyk aan a en dan in hakkies die x plus p gekwadreer plus q. Ons het gekyk wat die a, die p en die q elke keer aan ons grafiek verander en wat dit beteken. Dit is egter nie die enigste manier hoe die vergelyking van 'n kwadratiese funksie, die parabool, voorgestel kan word nie. 'n tweede vergelyking waarmee ons nogal baie gaan werk is die formaat van y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Nou die eerste tipe vraag wat jy kan kry is dat daar vir jou gevra word dat jy die draaipunt moet bepaal. So onthou met vergelyking 1 het ons die draaipunt gekry deur minus pq wat dan die koördinaat gevorm het. By vergelyking 2 kan ons dit ook doen en ons kan vergelyking 2 die ax kwadraat plus bx plus c gaan herskryf in die formaat van vergelyking 1 deur die metode van vierkantsvoltooiing wat ons vroeër vanjaar behandel het. Maar is baie belangrik. Dit gaan jy slegs doen indien dit vir jou gevra word. As dit nie vir jou gevra word nie, sal ek net nou vir julle wys wat gaan jy dan doen. Kom ons kyk net gou weer hoe werk vierkantsvoltooiing. So jy sal die volgende vergelyking kry, y is gelyk aan 3x kwadraat plus 6x min 9 en hulle sal spesifiek vir jou sê, bepaal deur middel van vierkantsvoltooiing die draaipunt van die vergelyking. So, onthou vir vierkantsvoltooiing het ons die a as 'n GGD by die eerste 2 terme uitgehaal en ons het dit in 'n hakkie gesit en dan het ons dadelik in die hakkie 'n plus hakkie gekwadreer en 'n minus hakkie kwadreer gesit. Let daarop dat die c, die minus 9, het jy buite die hakkies gaan sit. Wat moet nou binne hierdie hakkies kom? Wel, die nuwe b-waarde wat jy gekry het, dit is nou nadat jy jou GGD uitgehaal het. Die helfte van hierdie waarde, so die helfte van 2, moet jy nou in elke hakkie gaan sit en elke hakkie gaan kwadreer. Onthou, dit is nogal belangrik, doen eers die plus en dan die minus. Die feit dat jy iets plus en dadelik weer aftrek, beteken jy verander nie aan die oorspronklike vergelyking nie. Goed, so as ons nou daai binneste hakies vereenvoudig, dan kry ons nou 3 en dan die x kwadraat plus 2x plus 1 minus 1 en dan nog steeds buite die blokhakies die min 9. As ons dan nou op die eerste 3 terme fokus, dan gee daardie 3 terme, as ons gaan faktoriseer, vir ons altyd 'n hakkie gekwadreer gee. Nou kan ons die 3, wat ons aanvanklik as die GGD uitgehaal het, weer terug in vereenvoudig, en dan kry ons finale antwoord, is dan 3, gemaal met die hakkie gekwadreer x plus 1, minus 12. En nou kan jy sien, dit is in die formaat van vergelyking 1, so ons kan die draaipunt hier uitkry, is dan minus 1, minus 12. So dit is belangrik om te onthou, jy gaan slegs vierkantsvoltooiing doen as dit pertinent vir jou gevra word. So wat doen jy as dit nou nie vir jou gevra word nie? Wel, dan het jy 'n formule wat jy gaan gebruik. So die formule gaan jy begin met x en jy gaan x kry deur dit gelyk te stel aan min b gedeel deur 2a en die b en die a kry dan vanuit jou vergelyking. Jy werk vir die x uit, jy stel dit terug in die vergelyking om jou y-waarde te bepaal en jy het jou draaipunt. Kom ons kyk na dieselfde vergelyking wat ons net nou as voorbeeld gebruik het. Eerstens bereken die x, so onthou die formule is nou min b gedeel deur 2a, en ek sal nou hierna vir julle wys waar kom ons aan hierdie formule. Nou min b gedeel deur 2a, die b is 6 en die a is die 3. Kyk hoe maak ons gebruik van hakkies, dit gaan jou veral help as die b byvoorbeeld 'n negatiewe waarde is. Vereenvoudig dit en jy kry x is gelyk aan min 1.
Stel dit nou terug in die vergelyking, so met ander woorde, oralster waar 'n x is, vervang jy dit met -1, en dan kan jy dit vereenvoudig, en jy kry die waarde -12. Dit beteken dus, jou draaipunt is dan -1, -12, wat presies dieselfde is as wat ons op die vierkantsvoltooiing metode gevind het. So, net ter opsomming, daar's 2 tegnieke wat jy kan gebruik. Of die vierkantsvoltooiing, maar slegs as dit gevra word, en dan natuurlik die formule, wat ietwat makliker is. Die vraag is egter nou, van waar kom hierdie formule vandaan? As ons kyk na die vergelyking y is gelyk aan ax² plus bx plus c, en daar is jou gevra om die x-afsnitte te bereken, hoop ek jy onthou die kwadratiese formule wat ons gebruik het, naamlik min b plus min onder 'n vierkantswortel b² minus 4ac, dit alles gedeel deur 2a. Ek glo jy sal onthou, die b² min 4ac staan ook bekend as die diskriminant, so daai plus min vierkantswortel van die diskriminant het ons gebruik om die aard van die wortels van 'n kwadratiese vergelyking te bepaal. So dit beteken, die gedeelte wat oorbly van die formule is presies dit wat ons nou gebruik om vir ons te help om die draaipunt te bereken. Want die plus min voor die vierkantswortel wys vir ons dat hierdie min b gedeel deur 2a lê tussen die 2 wortels, een positiewe kant en een aan die negatiewe kant. So hy is presies in die middel, en dit gaan jou ook sommer help as jy dan die vergelyking van die simmetrie-as moet kry. Is x is gelyk aan min b gedeel deur 2a, dan ook die vergelyking van jou simmetrie-as. Want onthou, die simmetrie-as van 'n parabool gaan deur die draaipunt van die parabool. Nog 'n wenk om hier in gedagte te hou, as daar vir jou gevra word om met die y is gelyk aan ax² plus bx plus c, die y-afsnit te bereken, onthou, vir y-afsnit stel jy x gelyk aan 0, gaan jy vind dat c gaan onmiddellik vir jou die y-afsnit van jou funksie gee. In die vorige video het ons reeds na 'n metode gekyk om die vergelyking van 'n parabool te bepaal. In die eerste geval word daar vir jou gegee 'n draaipunt en nog 'n punt. Wanneer jy dit ontvang, dan gebruik jy die vergelyking y is gelyk aan a en in hakkies die x plus p hakkie gekwadreer plus q. Jy vervang dan die draaipunt op jou skets, vervang jy in die vergelyking, dan vervang jy die ander punt in en op so 'n manier los jy op vir a, en baie belangrik, onthou om dan jou finale vergelyking te gaan neerskryf. Dis wel belangrik om te let op in watse formaat wil hulle die vergelyking hê. As hulle niks sê nie, dan maak dit natuurlik nie saak nie. Daar is egter 'n tweede geval ook. In die tweede geval word 2 x-afsnitte vir jou gegee en nog 'n punt. In hierdie geval gebruik jy die vergelyking y is gelyk aan a, en dan gaan jy 2 hakkies hê. In die eerste hakkie gaan jy hê x minus x1, en die tweede hakkie is x minus x2. Die x1 en die x2 verwys na die 2 x-afsnitte wat jy op jou skets ontvang. So, jy stel die 2 x-afsnitte op jou skets in die vergelyking, dan vervang jy die ander punt ook in en los op so 'n manier dan vir a op, en laastens gaan skryf jy die finale vergelyking neer. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. In hierdie eerste voorbeeld word daar vir jou gevra om die vergelyking, die funksie te gaan skets. So let daarop, hierdie vergelyking is nou in die formaat van y is gelyk aan ax² plus bx plus c. So hier gaan ons eerstens begin, want weer eens moet ons altyd onthou, daar's 'n paar spesifieke goeders waarvoor ons punte gee. So ons gaan begin deur die draaipunt te bereken met die formule min b gedeel deur 2a. So kyk hierso hoe help die hakkies veral, sodat jy met die tekens seker maak jy mis nie iets nie. Goed, so jy die x, die waarde van b en a invervang en dit vereenvoudig. Gebruik nou die antwoord x is gelyk aan 2, stel dit terug in die vergelyking, sodat jy die ooreenstemmende y-waarde kan kry, en dit gee dan vir jou die draaipunt.
Die volgende ding wat belangrik is ons x en ons y afsnitte. So vir die y-afsnit stel x gelyk aan 0, maar onthou nou, dit gaan sommer onmiddellik jou c-waarde wees wat jy hierso kan gebruik. Vir die x-afsnit stel y gelyk aan 0, dan moet jy nou die funksie, die vergelyking wat jy kry, gaan faktoriseer, sodat jy die 2 x-afsnitte kan kry. Nou moet jy al hierdie inligting wat jy uitgewerk het, gaan voorstel op jou skets, so let op die draaipunt, die y-afsnit en die 2 x-afsnitte. Onthou dan nou ook, 'n ekstra vraag wat hulle vir jou hier kan vra is, wat is die vergelyking van die simmetrie-as? So die simmetrie-as, moet jy nou onthou, gaan deur die draaipunt van die parabool, en vir 'n vertikale lyn is die vergelyking x gelyk aan 'n waarde. So in hierdie geval gaan dit wees x gelyk aan 2. So onthou, vir die simmetrie-as kan jy ook die formule gebruik, x is gelyk aan min b gedeel deur 2a. 'n Laaste voorbeeld waarna ons gaan kyk, is waar daar vir jou gevra word om die vergelyking van die parabool te kry. So in hierdie skets het ons 2 x-afsnitte en nog 'n punt, en hierdie punt is dan ook toevallig ons y-afsnit. So jy die vergelyking wat jy gaan gebruik is y is gelyk aan a, en dan die 2 hakkies, x minus x1, en dan die ander hakkie x minus x2. Die 2 x-waardes, x-afsnitte hierso, is min 3 en min 1. Vervang dit in die vergelyking, en dan kry jy y is gelyk aan a, x plus 3 in die een hakkie, x plus 1 in die ander hakkie. Dit maak natuurlik nie saak hoe om die hakkies jy skryf nie, want daar is tog 'n maal tussen die 2 hakkies. Hierna gaan vervang jy die ander punt in, so vir die y-afsnit, onthou, is jou x-waarde 0, so die koördinaat wat ons het is 0, 6. Vervang dit in die vergelyking in, so let gou mooi, die 6 is maklik om by die y in te sit, en by al twee die x-plekke, vervang jy al twee die x'e met dieselfde waarde 0. Vereenvoudig na jou vergelyking, en vereenvoudig dit algebraies tot jy die antwoord van A kry, in hierdie geval 2. Onthou nou egter, daar is vir jou gevra bepaal die vergelyking van die parabool, so moenie hier stop nie. Vervang alles wat jy nou het terug in die vergelyking, sodat jy die finale vergelyking kan gaan neerskryf. Indien daar vir jou gevra word om die vergelyking in 'n ander formaat te skryf, dan moet jy die hakkies gaan uitvereenvoudig, tot jy dit nou byvoorbeeld het in die formaat van ax² plus bx plus c. Kyk maar mooi na die vraag en hoe dit gestel word. Goed, ek glo jy sal nou die huiswerk kan doen. Jy weet nou alles wat jy veronderstel is om te weet van die parabool. Ons gaan later nog bietjie kyk na interpretasie en ander toepassingstegnieke, maar hierdie is die basiese kennis wat jy moet ken voordat jy verder met hierdie hoofstuk kan gaan. Sterkte, lekker werk!